Goeiedag julle. Ons is vandag by 'n prinsipieel geweldig belangrike punt in kerk wees. En dit is die gevaar dat ons as kerk in God se pad kan staan vir sy plan met die kerk. Hy het 'n plan met die kerk gehad en hy het gesê heel in die einde van Matteus sien ons dat Jesus 'n laaste opdrag gee. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Dis sy opdrag. En ons dink hulle het net weggespring en dit gaan doen. Maar is nie waar nie. Daar was 'n klomp weerstand gewees teen God se plan. En God moes 'n plan maak met daardie weerstand. Nicky Gamble is 'n baie besondere Anglikaanse predikant wat die Alpha kursus aanbied. Dis so 'n evangelisasie kursus wat hulle aanbied in die basiese waarhede van die geloof. So 'n videoreeks wat hy aanbied en wat ons met groot vrug al gebruik het om mense net so 'n bietjie 'n geheelbeeld te gee van waaroor gaan die Christelike godsdiens. En in een van die video's sê hy tongenetjies, die Anglikaanse kerk het kennis geneem daarvan dat Jesus die kerk verlaat het. Hy is nie meer deel van die kerk nie. En hulle het toe 'n vergadering gehou waar hulle dit bespreek het en vir mekaar gesê dis vir ons baie slegte nuus dat Jesus besluit het om die kerk te verlaat. Maar ons het al erge probleme in die verlede moes hanteer. En ons sal 'n plan maak. Ons sal oor hierdie een ook kom. Kerk wees met Jesus wat die kerk verlaat het, of 'n kerk wat nie Jesus se plan met die kerk uitvoer nie, kan hy nog bestaan? Hy kan baie goed aangaan en dit is skokkend. En daarom is dit belangrik dat in die kerk ons van tyd tot tyd rustig moet kyk na God se plan en dan skuwe in ons lewe moet maak om in te pas by sy plan. En ons gaan vandag prinsipieel 'n geweldig belangrike gedeelte bekyk. En dit is Handelinge 10 en 11. Sien, in Handelinge 11 lees ons dat daar iets interessants gebeur het. Petrus, hulle vat die evangelie na heidene toe. En mense sou moet sê wonderlik, ons is so opgewonde om dit te hoor. Die teendeel gebeur. Toe hy terugkom in Jerusalem, toe is daar chaos. En ons lees hierdie in Handelinge 11 vers 1. Die apostels en die ander gelowiges in Judea het gehoor dat mense wat nie Jode is nie, ook die woord van God aangeneem het. Toe Petrus dan in Jerusalem kom met die Joodse gelowiges om verwyd, jy het mense besoek wat nie besny is nie, en het selfs saam met hulle geëet. En dan gebeur daar iets. Petrus praat met hulle. En aan die einde van sy gesprek, hoor hoe gebeur die teenoorgestelde. Van 'n verwyd kom daar opgewondenheid. Toe die gelowiges dit hoor, was hulle tevrede. Hulle het God geprys en gesê, God het selfs mense wat nie Jode is nie, tot inkeer gebring, om aan hulle die lewe te gee. Wat ons hier sien is baie kosbaar. Christene wat geskuif is. Hulle het waarhede gehad wat hulle vir eeue geglo het en wat vir hulle gewerk het en waaroor hulle sterk gevoel het. En hier word hulle geskuif om iets te doen wat hulle nooit gedink het hulle sal doen nie. Dit is baie kosbaar as dit gebeur. Ons sou dink dis 'n tree terug. Dis ver vooruit. Nou wat gebeur het is aangrypend. Die Handelinge 10 begin vir ons vertel van Kornelius. Hy was in Caesarea gewees, 'n hawestad teen die see, en hy was 'n Italiaanse generaal gewees met tussen 100 en 600 soldate vir wie hy verantwoordelik was. Hy het die Joodse geloof ernstig geneem en hy het God gedien, die God wat die Jode gedien het, en hy het ook armes gehelp. En 'n engel kom eendag by Kornelius en sê vir hom, Kornelius, ek wil vir jou iets baie kosbaars doen. Daar's iets wat jy nog mis en ek gaan jou help. Gaan na 'n man toe in Joppe. Nou Joppe is so net meer as 50 km suid van Caesarea. Gaan na Joppe toe en daar gaan jy 'n man kry, sy naam is Simon Petrus. Hy is aan huis by, dis nie sy huis nie, hy is aan huis by 'n ander Simon, hy is 'n leerloier. So hy is iemand wat leer voorberei sodat mense leerwerk daarmee kan doen, wat leerprodukte maak. En dan vra jy dat hy hiernatoe moet kom. Nou, dit was ver gesog geweest, dat 'n Jood soontoe gaan. Dis nog, ons weet die Samaritane, dis deur die Samaritaanse gebied. Die Jode het nie eens Samaritane toe gegaan nie. Wat in hulle lewe sal hulle na Italianer toe gaan?
Nou 'n Romein, die mees waglike mense wat daar is. Intussen het God 'n ander plan met Petrus. Hy moet hom voorberei. En hoe hy dit gedoen het, Petrus het die dag gaan bid, hy bly nou by Simon die leerlooier, klim op sy dak, is warm, hy sit rustig op die dak, en hy bid. En dan, nadat hy gebid het, is hy honger, en hy vra vir die mense van die huis, terwyl hy nog daar bo sit nog gedink oor waaroor hy gebid het, sal jy asseblief my iets bring om te eet? Hulle sê, nee, is reg, ons berei vir jou iets voor. Terwyl hy so sit, en dis 'n interessante ding van gebed, ons dink, tydens gebed gebeur al die groot goed en die wonderwerke. Maar soos in hierdie geval, gebed stel ons baie keer net in op die mooi goed wat kom. Terwyl hy sit nadat hy gebid het, gaan hy in 'n geestesvervoering. En hy sien 'n beeld. In 'n beeld sien hy 'n laken wat afsak met 'n klomp diere op die laken. En toe hy mooi kyk, sien hy maar, wat se diere is hierdie? Dis nie diere wat ek naby my soek nie, dit is alles onrein diere. Daar's perde en hase en varke en arende en uile. En toe die vreemdste opdrag is, daar 'n stem kom wat sê, Petrus, slag en eet. Hy sê, Here, oor my dooie liggaam, nooit 'n vark, 'n haas eet, ek sal dit nooit doen nie. En dan kom die stem weer en sê, wat ek rein ag, mag jy nie onrein ag nie. En hier sit hy weer en kyk na die diere, hulle is nog steeds daar, en hy sien, maar hier's nog kamele en aasvoëls en molle, hy het hulle nie eens gesien die eerste keer nie. En weer sê die stem, Petrus, slag en eet. Hy sê, Here, op geen manier nie. Ek sal nooit 'n onrein dier eet nie, hoe is ek groot gemaak? En weer sê die stem, wat ek rein ag, mag jy nie onrein ag nie. Terwyl hy nog so kyk, sien hy daar's ook seemeeuwe en vlermuise en akedisse. En 'n derde keer sê die stem, Petrus, slag en eet. Hy sê, ek sal dit nooit doen nie, nooit nie. En weer sê die stem, wat ek rein ag, mag jy nie onrein ag nie. En weg is die beeld. Terwyl hy so sit, klop aan die deur. Hier's 3 manne wat van Kornelius afkom. En hulle sê, hulle wil graag vir Petrus sien. En skielik besef Petrus toe hy hoor, of hom sê, luister, hier's 'n probleem hieronder, hier's 3 Romeine wat jou wil sien. So, ons weet nie, ons kom sê maar net vir jou, hulle is hier. En skielik bring Petrus 2 en 2 bymekaar, en hy besef, onrein diere, wat God rein ag, mag hy nie onrein ag nie, en hy besef, die Here wil hê, hy moet na hulle toe gaan. So daardie beeld speel 'n geweldig belangrike rol daar in Petrus se skuif plaasvind, dat hy hulle 'n kans gaan gee, maar hy weet nie wat dit gaan behels nie. En daar gaan Petrus en 6 van sy mense, saam met die 3 wat van Kornelius afgekom het, hulle gaan nou net meer as 50 kilometer op na Caesarea toe. Hulle vat hulle 'n bietjie meer as 'n dag, is hulle daar. En hy sê vir Cornelius, ek hoor ek moet hiernatoe kom, wat gaan hier aan? Cornelius sê van wel, kom ek vertel jou net my kant van die verhaal, en hy vertel hoe die engel vir hom gesê het, bring Petrus hiernatoe. En dan besef Petrus, maar die Here wil hê met die evangelie met hulle deel. En Petrus begin die evangelie met hulle te deel van Jesus wat gekom het en vir hulle sonde gesterf het, en hulle die kans gee om hulle lewe aan hom oor te gee. En net daar is daai mense so aangegryp, hulle is so gereed, dat hulle onmiddellik die evangelie aangryp. En Petrus hulle besef, maar hier het 'n wonder gebeur, is presies wat gebeur het met Pinksterdag daar by ons in Jerusalem. En hy sê vir hulle, wel, in daai geval moet julle gedoop word, want dit was die opdrag gewees. En hulle word net daar gedoop. En Petrus in ekstase, dit wat hy sien, hy kon nie glo wat hy sien nie, die mooiste wat die evangelie kan bied, veranderde lewens, vreugde van mense. En hy is opgewonde terug Jerusalem toe. Maar toe in Jerusalem kom, toe die storie hom al vooruit gegaan van wat daar gebeur het. En dis waar ons nou vers 11 kry. In die einde van hoofstuk 10 is hy terug in Jerusalem. Die mense in Jerusalem deel glad nie sy opgewondenheid nie. En dis die Christene in Jerusalem, dis nie Jode nie, dis mense wat pas tot bekering gekom het, wat die Heilige Gees uitstorting beleef het. Hulle sê, wat hoor ons? Het jy nie respek vir jou verlede nie? Het jy nie respek vir tradisie nie? Hoe is jy groot gemaak? Jy kan nie die evangelie aan daai mense bring nie. Jesus is vir ons. Ons moet hom, hier is nog baie werk ook om te doen. Petrus sê vir hulle, weet jy, julle is doodreg. Ek weet nie wat my besiel het nie. Al wat ek kan doen, ek kan julle maar net vertel wat gebeur het. En dan gaan hoofstuk 11
Die hele verhaal word weer vir ons net so vertel. Petrus vertel toe vir hulle, hy ken toe nou die hele storie van Cornelius wat die gesig gehad het. Cornelius se mense wat gekom het. Hy wat die laken gekry het. Al die emosie wat hy deurgaan het, die opstand, die onsekerheid waardeur hy gegaan het. Hy gedeel het alles weer met hulle. En dan nadat hy hulle vertel het, hoe hierdie mense, net soos hulle Jesus aangeneem het en tot geloof gekom het, is die gevolgtrekking van die gelowiges. Toe hulle dit hoor, was hulle tevrede. Hulle het God geprys en gesê, God het selfs mense wat nie Jode is nie, tot inkeer gebring, om aan hulle die lewe te gee. Sien, die kerk het 'n doel, en dit kan maklik gebeur, dat dit vir ons 'n veilige plek word, 'n plek waar ons liedere kom sing, waar ons liturgie deurgaan, waar ons mense ken, wat ons aan gewoond is, en dan bly dit so. Dan bly dit net daardie klompie mense om ons, terwyl God 'n reuse plan met die kerk het. God wil deur die kerk 'n verskil maak. Hy wil mense aanraak, hy wil mense buite die kerk aanraak. En ons hou van 'n bekende wêreld, en ons hou van mense wat ons vriende is, wat ons grappe verstaan, en wat ons saam praat oor wat die week gebeur het. Dit versterk ons eintlik. Maar dit word maklik maar dieselfde gesels as wat ons by die Fandisie gehad het, en by die rugbyklub, en as ons dalk so golf speel, of met ons kinders by die skool, toe ons daar gepraat het, toe ons gewag het vir ons kinders om uit te kom. Dis maar net daai praat van mense wat my versterk in wie ek is. Maar God se plan is wyer as dit. En God se plan het veral te maak dat daar van ons kant inisiatief en uitreik gaan na mense wat op die rand is, wat uitgestoot is, wat selfs verwerp word. En as daar 'n verandering is wat die Here in ons lewe wil doen, is dat hy ons oë wil oopmaak vir mense wat hom nie ken nie. En dit is hoe die kerk getoets word. Die kerk word getoets in watter mense het bygekom. Is dit net dieselfde mense wat julle nog altyd gewoond is? Kosbare dinge wat julle beleef, maar is dit al? Dis nie genoeg nie. Jesus sê, ek wil die kerk gebruik as my instrument om mense buite die kerk te raak. En daai mense buite die kerk is baie keer mense wat net nie kerk toe kom nie, so in die sin is hulle nie my gewone vriende nie. Hulle het nood, hulle het behoeftes, en die Here wil hê julle moet hulle raak sien. Julle moet op 'n manier na hulle uitreik. Of dit is baie keer nog wyer as dit, die grense gaan wyer as dit oor rassegrense heen. Het jy nooit enige kontak met 'n swart Christen nie? Jy nog nooit saam met 'n swart Christen gebid nie? Jy nog nooit 'n liedjie van 'n swart Christen probeer leer nie? Dan is daar fout. Dan moet ons praat, sê die Here. Dan moet ons kyk wat dit veroorsaak, wat daardie siening in jou veroorsaak. Want sien, die oomblik as jy kan sien wat die krag van die evangelie is om lewens te verander, om alle lewens te verander, dan skielik begin jou lewe waarde en krag kry. Dan gebeur wat hierdie gelowiges gebeur het. Van 'n stuk weerstand, 'n stuk negativiteit, is daar skielik tevredenheid. Meer as tevredenheid, is daar skielik opgewondenheid. Kom daar skielik 'n passie. Skielik het hulle geloof nuwe diepte en nuwe inhoud. Die kerk is gemaak om uit te brei. Die kerk is gemaak om nood te verlig, om mense se lewe aan te raak. En 'n kerk wat dit nie doen nie, is 'n klip. En kom ons verootmoedig ons vandag voor die Here en sê, Here, ek besef dat U my dalk ook moet skuif. Ek weet nog nie hoe nie, ek weet nie waarheen nie, maar ek weet dat daardie skuif 'n veilige plek is. Ons dink as die Here ons skuif, dan is ons onseker en dan gaan al ons waarborge weg. Nee, hy skuif ons altyd na 'n beter plek toe. En ons gaan vir 'n volgende keer, nie vandag nie, maar 'n volgende keer bietjie kyk, wat is die dinge wat skuif? Wat moet dieselfde bly? Baie dinge moet dieselfde bly. Sekere dinge moet verander. En as ons nie duidelik verstaan wat moet dieselfde bly en wat moet verander nie, dan stagneer ons. Dan bly ons net waar ons was en dan is ons nie meer kerk nie. Ons is opgewonde want die Here is besig met ons. Hy is besig om 'n pad te loop met ons en ons oë oop te maak vir nuwe werklikhede wat hy oor ons pad bring. Ons weet nie wat dit is nie, maar ons vertrou hom. Ons vertrou hom dat hy ons gaan gebruik om 'n verskil te maak waar ons nie gedink het dit kan gebeur nie. En kom ons bid nou dat die Here in ons sal werk en dat hy ook deur ons sal werk. Here,
Dankie dat U die kerk U liggaam gemaak het. En dankie dat U in die kerk die kosbaarste gegee het. Ons loof U vir die mense wat saam met ons aanbid, vir die erns wat hulle maak, vir die diepte, vir hulle kinderlike respek en liefde vir U. En ons bid dat U dit alles sal gebruik om U naam te verheerlik. Dis vir ons te groot om te dink dat ons die wêreld kan beïnvloed. Maar ons het al, die kerk het al, en dit is wat om kerk maak. En wil U dan vir ons help om gereed te wees vir die skuwe wat U wil bring, sodat ons die ware doel en vreugde van kerkwees kan beleef. Wil U deur ons werk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.